ewige lig. Hierdie is opnames van getuienisse van ons ewige lig, ons Vader Jahweh, Yeshua en sy afgesonderde Gees. Die opskrif en naam van hierdie getuienis is om te dans in die poorte van sy nuwe Jerusalem. Deur Christel Chantay van die kerk. Hierdie opname word gedoen op die fees van trompette in die jaar 2025, 5785. Vader het vir my die opdrag gegee om Israel toe te gaan in die jaar 2022. Hy het weer bonatuurlik vir my voorsien om daar uit te kom met baie spesifieke opdragte. Een van hierdie opdragte was om te dans in die poorte van sy nuwe Jerusalem. In die poorte, in die hek van sy Jerusalem, die heilige stad van Israel. Dit was ons laaste dag in Israel. Ons was daar gewees tydens die 20ste tot die 30ste November 2022. Op hierdie spesifieke 10de dag, 'n Dinsdag, die 29ste November, in die heilige stad van Jerusalem, het ons 'n paar besondere dinge ervaar saam met ons Messias. Ons het almal 'n ontbyt saam geniet en vroegoggend die berg op om na die plek toe te gaan waar Abraham vir Isak geoffer het. Of althans waar hy vir Isak sou geoffer het, voordat Vader die vlekkelose lam voorsien het as die offer. Daardie vlekkelose lam is ons Messias. Ons voorvader Abraham het in totale, volkome, ongekompromeerde gehoorsaamheid gewandel. Nou is dit my beurt om in perfekte gehoorsaamheid te doen wat Vader wil hê ek moet doen, op sy heilige grondgebied. En so vertoef ons na die beweerde plek van ons Messias Yeshua se opstanding, waar ons die voorreg gehad het om elkeen afsonderlik, tog as een liggaam, saam nagmaal kon doen met ons Messias in ons Vader en in sy teenwoordigheid. Na hierdie kosbare ervaring het ons vrye tyd gehad om die heilige stad in te vaar en die laaste oomblikke saam met ons Messias in te neem, voordat ons pad teruggemaak het Suid-Afrika toe. Die laaste oomblikke in Jerusalem was so mooi. Ek onthou ek net met my voete op die heilige grond gestaan en rondkyk het, diep ingeneem het en net besef het waar ek myself nou bevind, in gees en in waarheid. Hoe kosbaar om hierdie te sien en beleef, te ruik, te voel, te hoor en om deel te vorm van hierdie profetiese prentjie wat Vader reg voor ons ook omskets, vanuit eeue oue geskrifte uit Vader Jahweh se woord wat reg voor ons oë leef. Op pad uit een van die poorte van Jerusalem stap ek langs 3 ander kosbare vrouens, ouer as ek, wat saam op hierdie toer was. Menigte male het ek myself bevind onder die ouderlinge, die ouer vrouens en die ouer mans, waar ek net kon inneem van hulle wysheid. En so stap ek langs die ouer vrouens op pad uit die poorte van die nuwe Jerusalem. Van Jerusalem, die heilige stad van Dawid. Op ons pad uit hierdie poort van Jerusalem, draai een van die wyser vrouens na my toe. En sy herinner my, Christel,
Het jy nie die opdrag ontvang van ons Vader om vir hom te dans in die poorte van Jerusalem nie? Die afgesonderde Gees van Jahwe in my besef net daar en dan, ek moet nou my opdrag uitvoer wat ons Vader vir my gegee het, voordat hy my hiernatoe gestuur het. Deur sy kosbare afgesonderde Gees gelei, is daar 'n man wat in die poort sit en musiek maak. 'n ouer man. Met die geluid van die musiek lei ons Vader my om hierdie bloedrooi gebedsdoek van Alwy, wat ek oor my hoof en skouers gedra het, om dit te vat en daarmee te dans voor ons Abba en vir ons Abba, net soos Dawid gedans het voor ons Vader. In 2 Samuel 6 vers 12 tot 15 lees: Dawid het toe gegaan en die ark van God, ons Vader Jahwe, met feesvreugde uit die huis van Obed-Edom na die Dawidstad toe laat bring. Elke keer wanneer die draers van die ark van die Here 6 tree gestap het, het hy 'n bul en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Met volle oorgawe het Dawid voor die Here, ons Vader Jahwe, Yeshua, gedans, met net 'n linne skouerkleed aan. Hy en die hele Israel het die ark van ons Here, Vader Jahwe, Jothy-Wafhy, met gejuig en onder die geklank van die ramshoring ingebring. Wat 'n voorreg om voor ons Vader en vir ons Vader en Messias, Jahwe Yeshua, afgesonderde Gees, te kan dans en loof en prys in die poorte van sy nuwe Jerusalem. Ons Israel-toer het tot 'n einde gekom. Ons is terug in Suid-Afrika en ek het geweet ons Vader Jahwe was nog besig en is nog besig om sy getuienisse uit te lê van elke tree van gehoorsaamheid wat ek moes neem en wat ons as sy kinders moes neem tydens ons besoek in Israel. Kort na ons terug in Suid-Afrika is, gaan tyd verby en ek ontvang 'n boodskap wat my waarlik net weer herinner het. Dit maak nie saak hoe klein of hoe vreemd die opdrag voel wat Vader vir ons vra om te gehoorsaam nie. Hy het 'n groter plan daarmee en al wat hy nodig het is jou bereidwilligheid, jou gehoorsaamheid en jou liefde vir hom wat in oorgawe sal doen wat hy jou vra. Nie omdat ons weet wat ons doen noodwendig nie, maar omdat hy ons vra om dit te doen en omdat hy 'n plan het met dit wat hy vir ons vra om te doen. 'n Groter plan, 'n plan wat al sy kinders insluit. So ontvang ek toe 'n boodskap van hierdie vrou wat saam met ons op ons toer was. En sy laat weet vir my, daar was 'n vrou wat haar Jerusalem toer dopgehou het en dat hierdie vrou so diep geraak is deur haar Jerusalem besoek dat sy uiteindelik besef het hoekom Vader Jahwe haar weer gevra het om in gehoorsaamheid sekere dinge te voltooi vir ons Vader. Sy stuur toe vir haar boodskap dat sy baie lank terug opgehou het om te verf en in 2018 het Vader haar gevra om weer haar verfkwas op te tel. Sy het daar gebid en Vader het vir haar hierdie prentjie gegee van 'n vrou wat vir Vader dans in die poorte van die Nuwe Jerusalem. En toe sy hierdie video sien en foto's van ons en van my wat in gehoorsaamheid dans in die poorte soos ons Vader van my verlang
het sy besef hoekom sy haar kwas in 2018 weer moes optel en weer moes begin verf het. Hierdie prentjie wat sy geverf het presies gelyk soos wat Vader my daardie dag kom aantrek het. Vir die wat my pad met ons en saam met ons Messias ken, weet dat hy trek my aan vir sy doel elke dag. En daardie dag het hy my spesifiek kom aantrek om by hierdie vrou se getuienis aan te sluit met die groter doel en prentjie wat hy hiermee gehad het. Hiermee deel ek hierdie foto van hierdie kosbare geliefde wat hierdie prentjie geverf het vir ons Vader en vir ons Messias, gelei deur sy afgesonderde Heilige Gees. En ek deel ook gerus met julle, dit was die jaar wat ek in die kar ongeluk was, waar ek ons Messias vir die eerste keer persoonlik en intiem ontmoet het. En dit is ook die jaar wat hy vir my nuwe lewe kom gee het. Mag hierdie getuienis jou kom inspireer met sy ewige lig. Yeshua is ons ewige lig en jy vorm deel van daardie ewige lig. Ek groet julle in die kosbare naam, die kragtige naam, die naam bo alle name, Yod Hei Waf Hei, Vader Yahweh, Yeshua, Yahusha, ons Messias en sy afgesonderde Gees, Ruach HaKodesh. Geniet hierdie fees van trompette, hierdie fees van Yom Teruah. Lees gerus oor hierdie fees in ons Vader se woord, in sy verbondsboek in Levitikus 23. Shabbat Shalom, vrede en liefde in ons Vader Yahweh se oorvloed.